van ons God. Here, engele staan in gereedheid en wag op die bevel. Engele wat nou die walvisse kan sien, engele wat Victoria watervalle sien, Everest uitsig, die son, die maan, Betelgeuse, al hierdie pragtige groot sterre in die hemelruim wat vir u krag verkondig, en hulle kies om na u te kyk, hulle kies om te sing, waardig is die lam, hulle kies om hoogste lof, eer en aanbidding aan u te gee. Here, ons weet nie wat ons nie sien. Ons weet nie aan wie ons nou bid nie, want ons het nie daai vermoë nie. Ons kan nie sien wat die engele sien. Maar ons weet, hierdie woorde is aan daai wese nou gerig. En ons bid, Here, net vir hierdie oomblik. As ons u woord gaan lees, laat ons besef, laat ons ietsie besef van wat dit beteken dat u woord gelees word. Breek dit oop in ons harte. Verlig ons verstand. Spreek met ons ten spyte van die swakheid van die prediker. Ons, die diensknegt en die diensmagd wil luister. Help ons om te luister, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre julle. Ons lees vanoggend saam uit Jesaja 55 vanaf vers 1. Kom almal wat dors is, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig is nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien, en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees, en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspreid, en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê, en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het.
Dankie Marie. So ons besig met die reeksie in Jesaja en so ek gaan nou nie die hele konteks weer gee nie. Maar net in kort, Israel is nie op 'n goeie plek nie. Hulle sukkel, hulle is bekommerd, die Here het hulle vergeet en hulle gaan deur 'n moeilike tyd, maar mense dink in die moeilike tyd sou hulle God soek. Mense dit dink, maar hulle doen nie. Hulle doen nie met hulle hele hart nie. Dit is nie 'n koorsagtige soek na God nie, dis 'n deur emotions ding gaan en God hou nie daarvan nie. Maar dit is 'n wonderlike teks hierdie. Want dit vertel van 'n God wat alles sien. Dit vertel van 'n God wat sy kinders beter ken as wat hulle self ken. Jy sien God sien ons soos ons werklik is. Ons kyk in die spieël en ons sien ons soos ons onsself wil sien. Of as ons nie op 'n goeie plek is dan sien ons net al die foute raak. Maar God kyk en hy sien alles. Hy sien jou konteks, hy sien jou omstandighede, hy sien jou denke, hy sien alles. Alles. En daar's niks wat ons kan wegsteek vir hom. Ons kan nie, ons kan niks voor God wegsteek nie. En dis basies wat hier gebeur in Jesaja 55. God sien hulle en hy nooi hulle. Vers 1 is in al die Afrikaanse vertalings bietjie lig vertaal dink ek. Want dit gee nie die koorsagtigheid. Die herhaling wat daar is, gee dit nie regtig deur nie. Is asof God sê kom dringend, kom nou. Ek wil nie sê dis soos 'n ek het 'n beeld. Ek het eendag op 'n pofadder getrap, maar ek het nie dit geweet nie. En my pa het gesien. Hy het gesien dit gaan gebeur. En terwyl ek trap, toe skree hy vir my. Ek sal nie nou kan sê wat hy vir my geskree het nie, maar ek het geweet ek moet beweeg. Want daar was 'n dringendheid in sy stem. Hy wil red. Hy sien wat ek nie sien nie. En dis wat hier aangaan. God sien wat Israel nie kan sien nie. God sien hulle swakheid, God sien hulle soeke na verkeerde dinge, God sien hulle gaan koop op verkeerde plekke. Kos wat nie goed is vir hulle. Ons gaan daarna kyk, maar wat die verkeerde fokus gee, wat die domheid gee, wat die onvermoë om die konteks te sien en onvermoë om in die spieël te kyk en te sien waar hulle werklik is. Wat dit veroorsaak by hulle is 'n honger. Want hulle weet, hulle voel hier's hierdie leë gat. Hulle voel aan iets is nie reg nie. Iets kort. En ek glo om geld neer te sit op dinge, om geld te wet is verkeerd. Dis mag nie dobbel nie, ek glo dit. Maar as ek moet geld wet vandag, so ek sê die meeste van ons hier voel iets is verkeerd. Die meeste van ons hier voel daar moet meer wees. Die meeste van ons hier voel ek soek meer van God. Die meeste van ons hier het 'n dors of 'n honger na God. En 'n groot deel van ons weet nie ons het dit nie. Ons weet net iets is verkeerd, ons weet net ons kort meer. Ons weet net as ons nou doodgaan,
En dit is nou maar dit. Dan is dit nie 'n lekker plek om te dood te gaan nie. En meeste van ons voel so. Maar ons weet nie genoeg om ons fokus terug te bring na God. Ons het nie genoeg om te weet dis God wat ons nodig het. Ek het eendag op ons baai gaan draf en ek gedog ek wil net so 10 kilos en dan gaan ons see toe en typies Tiaan, toe ek op die 10 kilo kom, toe sê ek maar, as ek nou Knysna toe gaan en van Knysna af Brenton toe, dan behoort dit seker nou nie soveel verder te wees nie. Want my foon se battery is pap. Ek het niks water by my nie. Ek het niks kos by my nie. En ek hol en lang storie kort, net so voor Brenton is 'n bergie wat jy moet oorgaan om by Brenton uit te kom. En op einde het ek 32 kilos in die Desember son, in daai humiditeit gehol, sonder water, sonder geld. En Brenton se mense is Brenton se mense, hulle help nie sommer net 'n ou nie. En ek onthou my kinders het nog na my gekyk, my vrou en my kinders het na my gekyk en ek sê, jy's hierdie arme ou. Want hulle het gewoonlik as die ouens van Buffelsbaai of Brenton toe loop langs die strand, dan as die ouens terugkom, dan het hulle hierdie blydskap. Maar hierdie ou het gelyk of hy doodgaan. Hierdie arme ou. Hoe dink julle het daai bier gevoel wat ek gedrink het? Toe ek uiteindelik kan iets kry op my mond. Hoe het my tong gevoel? Julle weet hoe dit gevoel het. Nou dis die beeld wat God hier skep. As ek nie nou drink nie, as ek nie nou vog kry nie, as ek nie nou water kry nie, gaan ek doodgaan. Dis die erns wat hy sien in hulle. Hy sien hulle is dors, hy sien hulle het nood, hy sien dit. Maar hy sien ook hulle kom nie na hom toe nie. Vers 1. Kom, daai dringendheid. Kom, wie? Almal, kom. So oop uitnodiging, kom. Wat dors is, kom na die water. In Johannes 7 vers 37 verwys Jesus hierna toe. Hy haal hierdie vers aan. En hy sê dit gaan oor hom. Hy is die water van die lewe. Kom. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. So hy praat met ouens. Hy is 'n dringendheid wat hy inroep en hy sê ek sien julle is dors, ek sien julle gaan dood gaan. Kom, hier's water. Hier's water wat lewe kan gee. Kom drink. Maar hy gee nie net hulle onmiddellike behoeftes nie. Hy gee meer. Is water, wyn en melk. Water vir nou om aan die lewe te bly. Hy is die lewende water. En dan Johannes 7 sê Jesus dit gaan oor meer as dit. En die wyn en die melk simboliseer dit. Die wyn is ek was volkome skoon. Die wyn is 'n edel ding. Die wyn is 'n ding gewees om hulle posisie, hulle plek van herstel aan te dui, om die skoon was aan te dui. En dan die melk is simbolies van oorvloed. Simbolies van ewigheid. So is nie net vir nou nie, is nie net nou gee ek redding nie, maar hierdie redding gee ek in oorvloed met die wyn en ek gee dit vir ewig. Ek voed jou in oorvloed. Vir ewig. Matt Damon het vir sy eerste film wat in die bioskoop gewys het, sy eerste film het hy 'n Oscar gekry. En toe hulle hom nou onder dit voer, toe vra hulle nou vir hom hoe dit gevoel toe hy na die Oscar huis toe vat. Toe sê hy, ek kon daai nag nie slaap nie. Ek kon daai nag nie slaap nie want
Ek het bly kyk na die Oscar. En ek het bly dink, ek sou my hele lewe lank, my hele lewe gewy het aan hierdie beeldjie, om hom te kry. Sonder om te weet hoe leeg het sou voel. God vra, nadat hulle nooi, nadat hulle dors sien, nadat hy hulle behoefte beter verstaan as hulle self, sê kom, ek gee wat julle nodig het. Hoekom spandeer julle tyd op goed wat nie brood is nie? Hoekom ruil julle silwer vir iets wat nie brood is nie? Kom gee julle julle beste vir dit wat julle nie kan voed nie. Dit bring my terug by die begin van ons erediens vanoggend. Waarmee is ons besig? Is jy in motions? Of is jy besig met brood? Jou gawes, jou tyd, jou finansies, jou energie, jou silwer wat jy het, dis jou silwer. Waar spandeer jy dit? Gaan jy vol voel as jy dit bereik het wat jy graag wil bereik? Ek wil net vers 2 net lees. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig is nie, wat nie versadig nie. Alles wat ons doen, wat ons God nie meer verheerlik nie, wat dit nie deel is van ons koninkryksvisie nie, is silwer vir iets wat nie brood is nie. Ek dink is John Maxwell ek dink is hy, wat gesê het, as jy regtig hard oefen en elke liewe dag die bal vat en oor die paal skop. Die bal vat en oor elke dag ure en ure en ure. Wat jy gaan reg kry is om die bal oor die paal te skop. Dit geld vir besigheid. Dit geld vir enige sport, dit geld vir kultuurgoed. Dit geld vir videospeletjies, dit geld vir alles. En party van ons geroep om die sportveld ons sendingveld te maak, of die sportveld ons plek van inkomste te maak. Want ons oral waar ons is, moet ons koninkryksvisie hê, maar is ons besig met koninkryksvisie, of is ons besig met moeitevolle arbeid, vir iets wat jy weet, jou nooit gaan versadig nie. En vir die jonges onder ons, 'n huweliksmaat kan dit wees. Jy kan so koorsagtig soek na 'n huweliksmaat, en dink daar gaan jou geluk vind, dat wanneer jy dan die maat vind, die bar te hoog gaan wees. Dus waar is jy met God?
God gee vir ons die antwoord. God gee vir ons net dieselfde vers. As 'n bietjie aanlees, dan gee vir ons hoe ons dit gaan kry. Luister wat sê. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is. Sal julle aan ryk kos, sal julle hele aan ryk kos verlustig. Die woord. Die woord. En wat leer die woord vir ons? Die woord leer vir ons van Christus en hom as gekruisigde. Die woord leer vir ons van die Heilige God, die Heilige Gees, wat 'n werklikheid is, wat nog steeds krag het. Die woord leer vir ons van gebed, wat 'n verskil kan maak. Die woord leer vir ons van genade en vergifnis. Wat sê vers 1? Sê ons Here Jesus, of sê God deur sy profeet Jesaja, aan stikkende mense, aan hongermense, aan dorsmense, in 'n woestyn, sê vir hulle, bring jou silwer en jou goud, en kom koop by my. Wat sê hy? Kom koop by my, jy wat nie geld het nie, ek gee dit vir jou. Dis verniet. Dis verniet. Hoekom? Want hy is 'n genadige God. Hy is 'n liefdevolle God. Hy is die brood van die ewige lewe. Hy is die water, die enigste water wat ons dors kan les. Hy is die beter wyn. Hy is die een wat ons vir ewig gaan voed, soos die melk 'n babatjie voed. Hy en hy alleen. Hoor wat sê hy? Hoekom sê ek dit? Vers 3 tot 5. Maak julle ore oop, kom na my toe, luister sodat julle kan leef. Ek wil met julle wat? 'n ewige verbond sluit. Getrou aan die bestendige liefde vir Dawid, 2 Samuel 7. Hy het 'n verbond met ons. Hy het gesê, ek gaan 'n redder stuur. Ek gaan 'n redder stuur. Ek gaan 'n koning stuur wat altyd gaan heers. 'n leier wat bevel voer oor alle volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, 'n nasie wat jou nie ken nie, sal wat doen? Na jou toe hol, ter wille van die Here jou God, ter wille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Dis 'n profesie van wat gaan kom. Komende uit volke, tale, stamme en nasies, gaan God 'n nasie versamel, wat hy syne noem. 'n nasie wat kom en eet. 'n nasie wat besef hulle is dors, en 'n nasie wat God wil eerste stel. Wat sy roepstem, die herder sy roepstem ken en luister en volg na waters waar rus is. Ross Eisley is nou besig om 1000 myl te swem. Ek dink Vrydag het hy die 500 myl merk bereik. Hy swem om IJsland. En ek volg hom. En ek gou baie van Ross Eisley. Hy inspireer my so 'n bietjie. Maar hy sê op 'n plek, sê hy moes, terwyl hulle swem, het hy in 'n verskriklike moeilike gevaarlike deel moes hy deur swem. En hy was nie bewus daarvan. Hy het geweet dit kom, maar hy is nie bewus gewees op daai oomblik hy's nou daar nie. En toe skree die ouens van die boot af hom. Jy moet vir die volgende 3 myl moet jy sprint, en hy het seker al 5-6 kilos geswem vir die vandat hy wegspring. Dit was vir 3 myl lank sprint. So hy moes sy beste gee. Anders was hy en die boot wat hom ondersteun in lewensgevaar. En hy sê dit was nogal vol moeilik geweest, maar hy moes dit nou maar net doen. En
Hierdie volgende 2 verse, laat my aan dit dink. Soek die Here terwyl hy hom laat vind. Roep hom te aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Om 3 myl te sprint nadat jy al 'n paar kilos geswem het, is nie maklik nie. Om vol te hou in die geloof, om terug te kom na God toe, om jou eie behoeftes te kruisig, sodat jy God kan dien, is nie altyd maklik nie. Om te doen wat die kultuur sê oukei is, en jy doen dit nie, want God sê dit is nie oukei nie, is nie altyd maklik nie. Maar dis wat God verwag. Dis wat nodig is. Christendom is nie net maanskyn en rose nie. Die God van die Bybel sê ons gaan deur moeilike tye gaan. Die God van die Bybel sê dinge gaan nie net maklik wees nie. Maar die God van die Bybel sê laai alle laste af. Pluk jou oog af as dit uit is nodig is. Doen wat nodig is. Vir Ross het dit letterlik beteken swem vir sy lewe, al is hy doodmoeg. Vir ons beteken dit gee op, gee prys, dit wat ons dalk van hou. Maar kom na hom toe. Want Jesaja sê, daar kan 'n tyd kom, wat hy nie meer te vind is nie. Dan gaan God aan, ekskuus, hier kom nou waar ek opgewonde is. My planne is die julle planne nie, my paai, julle paai is nie my paai nie, is die uitspraak van die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paai hoër as julle paai, en my planne as julle planne, vers 8 en 9. Gaan terug na 3 tot 5 toe. Hierdie 2 gedagtes omarm, dit ons nou gelees het. Ons weet nie wat God weet nie. Ons kan nie sien wat God sien nie. Hy weet wat's beter. Hy sien ons behoefte, hy sien ons dors, hy sien ons leegheid, hy sien dit alles. Ons voel net iets is verkeerd, maar hy weet alles. En daarom is dit nodig om te luister as God sê, kom terug, draai om. Vertrou op my. Hy weet beter. Maar dit is binne 'n groter konteks. Die van julle wat by die nagmaal was, ons God het gesê in Jesaja 54, net die hoofstukkie voor. En in ons Bybel is dit verskillende hoofstukke, maar dit was deel van een brief, een lang sin, of 'n paar sinne, maar is een lang ding. Waar hy sê Jesaja 54 vers 5, jou maker is jou man. Jou maker is jou man. Ons het gesien hoe die nagmaal half 'n bruilofsuitnodiging is vir ons. Hoe ons Here Jesus Christus die wyn gee, wat simbolies was van hoe 'n man 'n vrou vra om te trou. En hoe wanneer sy die wyn drink, sy daardeur sê, ja, ek sal met jou trou, en hy dan weggaan om voor te berei. Hy drink nie dieselfde beker nie, en hy het gesê, ek gaan nie hierdie beker drink tot ek weer kom nie. Want in daardie tyd het die bruidegom 'n huis gaan berei, voorberei, en hy het die plek gereed gemaak, sodat sy bruid gehaal kan word. So in die groter konteks hierso moet ons dit lees, en ons moet binne dit verstaan. Hy gee genade vir Israel. Hy gee hoop vir Israel. Hy gee tyd
vir sy kinders om terug te kom. Hy gee tyd vir sy bruid om gereed te maak. Hy herinner haar, luister, is iets groters as waarmee jy besig is. En hoor hierdie woorde as 'n herinnering, selfs as aan volk Israel. Ons is nou hierdie volk wat God bymekaar maak. Ons voorouers uit verskillende stamme uit, verskillende volkere uit. Ons voorouers, maar ons kan hoor, kom. Ons kan hoor, ons het 'n God wat ons beter verstaan as wat ons onsself verstaan. En dan sê hy die volgende, hy sê, so sneeu en soos reën uit die hemel afkom, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurdrink en die plante laat voortbring, so, en saad vir die saaier en voedsel vir die wat eet, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. So wanneer hy roep, sê hy, wanneer hy stuur, sê hy, wanneer hy lewe gee, gaan dit wees soos reën wat niemand kan keer nie, gaan dit soos wees soos sneeu, wat wegsmelt, en wat gebeur dan? Daar kom 'n oes op. En die oes laat twee dinge gebeur. Die een is, die saaier het nog saad om te saai, en daar's genoeg voedsel vir almal. Saaier en voedsel. Daar's genoeg om redding te bring vir sy bruid, vir sy kind, vir sy volk, vir sy kudde wat kom eet. En as daar nog meer, so die volgende oes voorberei kan word. Ons Here Jesus Christus het gesterf sodat ons sy kinders kan wees, maar ook hy gee vir ons genoeg genade, hy gee vir ons genoeg middele, hy gee vir ons genoeg sodat ons kan uitgaan en gaan verkondig. Sodat ons ander kan innooi. Hy vertel die gelykenis van die bruilof waar hy ouens nooi en niemand kom en dan stuur hy sy diensknegt uit en sê nooi sommer op die straat, laat die ouens kom, laat ons vreugde vier. So hy gee meer, hy gee genoeg. Hy gee oorvloedig. Daar's genoeg om die volgende oes te plant. Ek het op 'n plaas groot geword en ek weet, as jy geoes het ons 'n week of 2 om die volgende oes in te sit, want die seisoene is so daar's 'n dringendheid agter dit. Maar daar's ook 'n groot voorbereiding, daar's ook 'n afhanklikheid, daar's ook 'n rentmeesterskap aan dit verbonde. En dis wat God sê. Ek gee. Meer as genoeg vir jou. En soveel oorvloed dat jy kan gee. En hy gee die belofte, hy sê, dit sal nie vrugteloos terugkeer nie. Dit sal nie vrugteloos terugkeer nie. Ten diepste praat hy van ons Here Jesus Christus. Hy kom deel word van ons. Hy kom wys hoe dit is om terug te gaan na God toe. Hy het ons kom bewus maak van waar hierdie behoefte na meer, waar dit is, wat dit presies is. Hy het vir ons kom wys hoe lyk die lewende water, hy het vir ons kom wys hoe om daai te drink, hy het vir ons kom wys van die brood, hy het vir ons kom wys hoe om te saai, hy het vir ons kom wys hoekom ons deel is van die oes. Hy het alles kom wys, hy het ons kom leer, hy het kom rig, hy het kom oopmaak, hy het vir ons kom verduidelik alles waarvan Jesaja en die ander profete en die boeke van die Ou Testament verkondig het, geprofeteer het. Dat hy vir ons kom leer. Ten diepste beteken dit. Maar vir my en jou vandag antwoord die vraag. Antwoord die vraag.
Hoe kan my lewe vol wees? Hoe kan ek meer kry? Hoe? En dit is so mooi. Net by God. Net by God. As jy dit by die atletiekbaan, of in die gym, of by die universiteit, of by mense soek, gaan jy leeg voel. Jy gaan hol voel. Maar as jy dit alles in sy diens stel, as jy dit gebruik om God te verheerlik, as jy met jou honger na God toe gaan, as jy besluit ek wil by hom versadig word en by hom alleen, ek wil by hom en by hom alleen hierdie lewende water proe, gaan hy jou voed. Hy gaan. En dis wat hy vra. Kom sit aan. Hou op jou silwer gooi na goed toe wat niks werd is. Hou op om jou moeitevolle arbeid te spandeer op goed wat jou gaan leeg laat voel. Kom terug. Kom terug. Ons dink dalk ons het nie genoeg geloof nie. Ons dink dalk ons is nie goed genoeg nie. Maar as daar iets binne jou is wat dit soek, gaan na God toe, hy sal dit vir jou gee. Hy sal vir jou meer geloof gee. Hy sal vir jou meer heilig gee. Die ou mense het so pragtige halleluja liedjie wat gaan so meer heiligheid vra ek. Meer krag en geloof. Ek kan nie die woorde presies onthou nie, maar het kom op neer, meer durf en lydsaamheid, meer moed as dit swaar gaan. En dis wat God sal gee. Soos sy pa wat met sy kind na God toe gaan, gebruik die beeld baie, maar is vir my verskillik mooi. Hy sê, Here, ek glo, help my om te glo. Here, ek glo, help my om te glo. En kom ons bid dit nou. Ek wil jou uitdaag, bid dit saam met my nou. Wil jy nie net luister na die roepstem binne jou? Wil jy net voel hoe jou tong droog is, jou geestelike tong droog is, besig is om op te swel van die behoefte, van die smag na ons Here Jesus Christus? Wil jy nie net vir 'n oomblik net besef, daar's meer, en dit begin soek nie. Maak nie van jou ongereformeerd of onbybels nie. Maak van jou 'n eerlike mens. Daar's regtig Heilige Gees. En hy het regtig krag. Daar's regtig krag in gebed. Daar's regtig hoop in moeilike tye. Daar's regtig 'n Christus wat gesterf het en 'n Vader wat roep kom. Wil jy nie net saam met my vandag net saam bid met jou hart en jou verstand? Kom ons vra God vir hy meer. Kom ons vra God om ons te help om dat ons kan sien wanneer gooi ons silwer, wanneer gooi ons moeitevolle arbeid op dinge wat ons leeg gaan laat voel. En mag hy jou leer deur die woord en deur die Gees en deur gebed hoe om dit reg aan te wend. Hoe om werklik by God te gaan watertap. Werklik by God te gaan eet. Werklik aan te sit. En die wêreld af te sterf. Kom bid saam met my. Kom ons vra vir God vir dit. Here, ons is dors. U weet ons is dors. Ons kan nie meer teen die prikkels kop nie. En Here, die ergste van alles is week na week soek ons water, soek ons sin in die lewe.
Week na week wil ons hierdie behoefte bevredig om net iemand te wees. Om net belangrik te wees, net 'n plek te hê in die samelewing, net 'n plek te hê in ons familie, net 'n plek te hê in die vriendekring wat ouens kan opkyk en sê hierdie ou is waardig, hierdie ou is great. En in daai soeke en in ons poging doen ons dinge wat U weet en ons begin verstaan, ons leeg laat voel. Ja, ons koop brood wat nie brood is nie voedingswaarheid. En dit is met die beste wat ons het. En ons vra nou vir vergifnis. Here, ons is swak en sondig en uit ons eie uit is ons tot niks goed in staat. Elke liewe reël breek ons. Elke liewe afgod wat ons padkruis aanbid ons. Elke liewe droom wat ons wegvat van U liefde en U nabyheid en ons fokus op U, daai droom jaag ons. Elke grashalmpie wat vir ons sê, hierdie kan jou bring na 'n bietjie hoër status. Here, dit gryp ons. Dit terwyl U terug staan. En ons beter ken as onsself. Terwyl U sien ons is besig om van die dors te vergaan. Ons is besig om onsself seer te maak, self in die voete skiet. Maar dankie dat die arms oop is vir ons. Dankie dat daar 'n kruis is in ons lewens. En dankie dat daar soveel genade is, dat ons nou kan bid, Here, vergeef ons. En kan weet, U kyk deur die kruis. En U sien, vlekkeloos, rimpeloos. Ons verstaan dit nie en ons bely dit, ons verstaan dit nie, maar ons gaan eendag verstaan. Maar nou, help ons om te glo. Help ons om te glo, U wat terug staan en ons beter ken as wat ons self ken. U wat sê, jy's kostelik, jy's hooggeag, jy's myne. Jy is 'n koninklike priesterdom. Help ons om dit te glo, Here. Dis wie ons werklik is. Ons is klaar konings, ons is klaar priesters. Ons is klaar geheilig. Dis ons identiteit. Ons sit aan tafel. Ons kan drink van die wyn. Ons kan die oorvloed van die melk drink. En die gebreekte brood is reeds voor ons. Dankie daarvoor, Here. Help ons om dit te sien. Ons geestesoë het dit nodig. Ons kan dit nie sien nie. Ons kan nie uit ons eie uit nie. Daarom bid ons nou vir meer heiligheid. Ons bid vir meer bewustheid van ons swakhede. En ons bid vir gefokuste oë op U. Op U en U alleen. Hier is ons Here. Help ons, lei ons, dra ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.